Kom, julle kan oopmaak by Markus hoofstuk 11, en ons gaan verder ons studie van Markus hoofstuk 11. En ons gaan hoofstuk 11 klaarmaak en hoofstuk 12 hanteer, so ons gaan 'n redelike groot gedeelte vandag na kyk, vir alle gemeente. Teen laasweek het ons net 3 verse hanteer, dink ek. Ek moet net hierdie gou agterop vasmaak. As 'n inleiding wil ek jou vra, en ons het steeds so 'n bietjie feedback. Wat is die gevaarlikste ding op aarde? Dalk dink jy aan gevaarlike slang, iets soos 'n swart mamba. Nee? 'n Swart mamba, een byt het genoeg gif om 10 mans te kan doodmaak. So dit is 'n gevaarlike ding. Maar dit is glad nie so gevaarlik soos 'n aardbewing nie. 'n Aardbewing, die gevaarlikste aardbewing, die grootste ene, meeste mense wat oorlede is 240.000 mense het in een aardbewing gesterf. Dit weer eens is niks gemeet teen oorlog nie. Die Tweede Wêreldoorlog het daar plus minus 53 miljoen mense het gesterf. Meerderheid van hulle nie soldate nie. Dit kom weer nie by aan die swart doodpes nie. En dit is die Death Plague, die Black Death Plague, ja, maar daarin het moontlik 200 miljoen lewens was geëis gewees, dood gewees in daai, en dit is 'n paar jaar lank wat dit aangeduur het, maar dit was nie lank nie. Maar daar is iets baie meer dodelik, gevaarliker as enige een van hierdie. Iets wat die dood van baie meer mense veroorsaak het. En wat is daai ding? Ongeloof. Ongeloof. Jy kon ook geantwoord het sonde. Adam en Eva se sonde het dood ingebring en almal wat gesterf het as gevolg van dit. Jy sou reg gewees het, maar ek fokus vandag op ongeloof. Die gebrek aan dit wat jy nodig het om gered te kan word van sonde. So ons gaan vandag kyk na skokkende ongeloof. En ons kyk vandag na 2 gedeeltes in Markus, maar hierdie 2 gedeeltes is baie duidelik gekoppel aan mekaar. Ek dink hulle moet saam gehanteer word. En ons gaan hierdie skokkende ongeloof sien daarin. Ons opskrif vir vandag is: skokkende ongeloof is hierdie jy. Het jy dalk van hierdie ongeloof? En ons gaan sien wat die hart en die houding van die Joodse leiers was teenoor Jesus, en ons wil seker maak hierdie is nie waar van ons nie. So kom ons lees nou die eerste gedeelte, net vanaf vers 27, Markus 11 vanaf vers 27 tot 33, en dan gaan ons later aan in hoofstuk 12 tot vers 1 tot 12 ook hanteer. So Markus 11 vanaf vers 27. En hulle het weer in Jerusalem gekom, dis Jesus en sy apostels. En terwyl hy in die tempel rondwandel, kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge na hom en sê vir hom: "Deur watter gesag doen u hierdie dinge? En wie het u die gesag gegee om dit te doen?" En Jesus antwoord en sê vir hulle: "Ek sal julle ook een ding vra, en antwoord julle my, dan sal ek julle vertel deur watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, was dit uit die hemel of uit mense? Antwoord my." En hulle het by hulself geredeneer en gesê: "As ons sê uit die hemel, sal hy sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? Maar as ons sê uit die mense, dan was hulle vir die volk bang, want almal het gedink dat Johannes werklik 'n profeet was." En hulle antwoord en sê vir Jesus: "Ons weet nie." En Jesus antwoord en sê vir hulle: "Dan vertel ek julle ook nie deur watter gesag ek hierdie dinge doen nie." Ons eerste punt, ons eerste waarheid oor ongeloof is dat ongeloof aanvaar nie Jesus se autoriteit nie. Ongeloof aanvaar nie Jesus se autoriteit nie. Die vraag is: aanvaar jy Jesus se autoriteit of nie? Kyk na vers 27. En hulle het weer in Jerusalem gekom, en terwyl hy in die tempel rondwandel, kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge na hom. Nou hierdie is die dag
net nadat Jesus in die tempel ingegaan het en die tempel gereinig het en al die geldwisselaars en al die handelsouens en al die mense wat daar diere rondgedra het uitgejaag het. Hy het die besigheid van die hoëpriesters en hulle sy onderdane het hy vir een dag ten minste 'n groot knak gegee. Jesus is weer in daai selfde area, daai voorhof vir die heidene. Dis waar hy is, daai buitekantste groot area van die tempel. Jy's daar waar al die stalletjies was en al die verkope aangegaan het. En in Matteus is dit duidelik, Jesus is nie net besig om maar rond te loop, nie, hy is besig om die mense te leer. En hy's besig met genesing. En daar's hordes mense wat daar is en luister en kyk nou wie kom na hom toe. Dan vers 27 verder sê dit, kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge na hom toe. Okay. Hierdie 3 groepe met daai die vooraan is die verteenwoordigers van die Sanhedrin. Die Sanhedrin was 71 manne wat bestaan het uit hierdie 3 groepe. Die priesters, die skrifgeleerdes wat self bestaan het uit die Sadduseërs en die Fariseërs en dan die ouderlinge, ou manne met gesag. En hierdie 71 manne, hierdie Sanhedrin, was in beheer van die tempel en die politiese en die geestelike sake in Israel en beslis daar in Jerusalem. En jy kan net dink, hierdie man is ongelukkig. Hy is ongelukkig vir dit wat die vorige 2 dae gebeur het. 2 dae terug het Jesus op 'n donkie in Jerusalem ingekom en die massas het sy lof besing en hulle het hom geprys en hulle het uitgeskree dat hy is die seun van Dawid. Hulle het voorgegee en verkondig dat hy die Messias is. En dit sou hulle, hierdie Sanhedrin, in 'n groot bedreiging gestel het. So hy, Jesus, is 'n groot bedreiging tot hulle mag. Verder het hy net die dag voor hierdie die handelsdryf gestop, so hy's 'n groot bedreiging tot hulle geld. En verder was hy ook nou besig om die mense te leer, en deel van wat hy hulle leer, gaan lees die ander stukke in Markus en Matteus, is wees versigtig vir die skynheiliges. Hierdie leiers van julle. So Jesus, en net meer mense is besig om vir Jesus te volg ook. So Jesus is besig om hulle gewildheid te bedreig. So hy bedreig hulle mag, hy bedreig hulle geld, hy bedreig hulle gewildheid. Volgens hulle moet Jesus gestop word. Maar hoe? Hoe kan hulle hom stop? Wat het hulle, of dink hulle ten minste, het hulle, wat hy nie het nie? Wat hulle dink hulle het is autoriteit. Hulle het die hoëpriesters saam met hulle. Hulle het die leiers wat deur die volk aangestel is. Hulle is die Sanhedrin, die regmatige mense met gesag hierso. Maar wie het vir hierdie Jesus gesê hy mag hierdie dinge doen? Wie het vir hom hierdie gesag gegee? Soos hulle vir die mense kan wys dat Jesus het nie die gesag hier nie, ons het die gesag, dan kan hulle Jesus se bediening ondermyn en dan kan hulle dalk self sy aksies veroordeel. Sê dis verkeerd. Want ons is die ouens met gesag en hy mag nie hierdie dinge doen nie. So kyk nou wat vra hulle vir hom in vers 28. So hierdie groep kom en sê vir hom, deur watter gesag doen u hierdie dinge en wie het u die gesag gegee om dit te doen? So kyk nou, hulle vra 'n vraag, is eintlik is dit 'n aantuiging, hierdie vraag, maar hierdie vraag het 2 kante. Watter en wie? Watter gesag het jy? Wie het dit vir jou gegee? So die vraag is, het jy die reg en die mag, het jy die gesag om hier in Jerusalem, hier in die tempel, hierdie dinge te doen? Om so in te kom, om hierdie met die geldwisselaars en al die stalletjies en alles uit te dreig en dit toe te maak. En wie het dit vir jou gegee? Wie het vir jou die gesag gegee? Ons het dit nie vir jou gegee nie en ons is die ouens met die gesag, so wie het dit dan vir jou gegee? En hulle heel moontlik probeer hulle vir Jesus vasvang hierso. As Jesus sê, ek het die gesag vir myself gegee, dan sê hulle wel, hulle is die met die gesag, jy mag nie hierdie doen nie. As Jesus sê, my gesag is van God af, dan het hulle weer meer wapenrusting om hom mee aan te tuig. Meer dinge wat hulle teen hom kan hou. En so kan hulle hom probeer ondermyn. En nou vra hulle hierdie vraag vir hom. Men hulle dink hulle het hom.
Hulle dink hulle het hom vas hierso. Maar kyk na Jesus se antwoord in vers 29 en vers 30. En Jesus antwoord en sê vir hulle, ek sal julle ook een ding vra, en antwoord julle my, dan sal ek julle vertel deur watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, was dit uit die hemel of uit die mense? Antwoord my. Nou vir ons is hierdie vreemd, né? Hulle het hom 'n vraag gevra en nou antwoord hy hulle vraag met 'n vraag. Jou ouers sou jou geleer het, dis ongeskik, jy doen nie dit nie. En hulle stop hom nie. Dis nie dat hulle vir hom sê nee, wag jy, ons het eers die vraag gevra, antwoord jy ons vraag. Hulle doen nie dit nie. En dit lyk of Jesus hier uit die bloute oor Johannes die Doper ewe skielik praat en vra. Wel, dis hoe ek altyd hierdie gedink het. Vir ons is hierdie dis vreemd. Maar dis nie vir hulle vreemd wat hier gebeur nie, glad nie vreemd nie. Jesus is bloot besig om die rol van 'n leermeester in te neem. Die rol wat hy besig mee is, hy's besig om waarheid te verkondig. Hy neem daai selfde rol in. Baie keer het hulle rabbies juis hulle leerlinge geleer deur weer 'n vraag te vra. So jy vra my vraag, ek vra jou vraag, die antwoord wat jy gaan gee, gaan jou help om by die regte antwoord uit te kom. Dit is 'n kragtige manier om mense te leer hierdie, en dit was wat hulle gedoen het. Dit is 'n normale struktuur hierdie, wat hulle gebruik het. Hier is dus hierdie kragtige leermetode wat Jesus volg en hulle weet daarvan. En verder is Jesus nie met besig om net uit die bloute uit oor Johannes die Doper te praat nie. Nee, Jesus is besig om die vraag aan hom te beantwoord deur vir hulle te vra oor Johannes. Want as hulle die vraag oor Johannes reg kry, dan sal hulle presies die vraag aan hom verstaan. So as hulle reg verstaan van waar af kom Johannes se doop, dan sal hulle presies verstaan watter gesag het Jesus en waar het hy dit gekry. Dit is als baie logies. En ek het nie voor hierdie week voor ek het bestudeer het hierdie so gesien nie. Ek het nog altyd gewonder, dis vreemd. Jesus ewe skielik net vir hom vra oor, of hulle vra oor Johannes. So dink gou saam met my, kom ek wys hierdie vir julle. Wat was Johannes die Doper se bediening en boodskap? Waarvoor het hy gekom? Wat het hy verkondig? Onthou julle hoe Markus begin het? So blaai na Markus 1. En interessant genoeg, Markus eindig ook met Johannes die Doper se bediening. Markus 1, vers 1 en 2 en 3. Kyk hoe begin Markus sy brief. Hy begin met Johannes die Doper se bediening en se doop. Markus 1 vers 1. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, so Jesus die Messias, die seun van God. Dis wie hy is. En nou gaan hy verduidelik hoekom hy dit sê. Vers 2. Soos geskrywe is in die profete, kyk, ek stuur jou die boodskapper voor die aangesig, wat die pad voor die uit sal regmaak, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Hier is sy doel, dis wat hy moes doen. Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. So Johannes was oorgeprofeteer in die Ou Testament. Sy bediening was om juist die baan, die weg te baan vir die Messias en hulle reg te kry, die volk reg te kry vir die Messias om te kom, dis waarvoor hy doop was. En wat was sy boodskap? Kyk na vers 7. En hy het gespreek en gesê, dis Johannes hierdie, en nou praat hy oor Jesus, hy wat sterker is as ek, kom na my en ek is nie waardig om neer te buig en sy skoenriem los te maak nie. So sy bediening was om Israel reg te kry vir die Messias om te kom. Sy boodskap is, daar kom die ander ene, 'n belangriker, 'n sterker ene, die Messias. En toe Jesus sy bediening begin het, wat het Johannes gesê? Johannes 1, Johannes die Doper het in Johannes 1 vers 29 en 34 die volgende sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Vers 34, en ek het gesien en getuig dat hy die seun van God is. So, Johannes se doop was juis om die volk van Israel reg te kry vir die koms van die Messias, en hy het Jesus verkondig as die Messias en die seun van God. So die vraag is eenvoudig. Die doop van Johannes, was dit uit die hemel of uit mense?
as Johannes se doop uit die hemel is, dis 'n manier om te sê dit is van God af. So as dit van God af is, watter gesag het Jesus en waar het hy dit vandaan gekry? Hy het die gesag van die Messias. Hy het die gesag van die Seun van God. En waar het hy dit gekry? Van God sy Vader af. So sien julle nou die vraag wat Jesus vir hulle vra, beantwoord presies die vraag wat hulle vir hom gevra het. Maar aanvaar hulle Jesus se gesag? Aanvaar hulle dit? Aanvaar hulle dat Jesus wel die Messias is, die Seun van God is, en dat hy maar na sy tempel toe kan kom, en in sy tempel kon doen wat hy wil, en selfs sy tempel wegvat as hy wil? Hulle aanvaar hierdie glad nie. Hulle sal dit nie aanvaar nie. Maar hulle gaan nie toelaat dat Jesus vir hulle kom sê hoe om te leef en hoe hulle hierdie tempel moet bestuur nie. Maar hulle gaan nie toelaat dat Jesus hulle sondes vir hulle kom uitwys nie. En hierdie is skokkende ongeloof. Die Ou Testament het geprofeteer oor die koms van die Messias. Dit het geprofeteer oor die koms van Johannes die Doper. Johannes die Doper het gekom en hy het getuig van die Messias. Johannes die Doper het selfs gaan staan en aantrek soos 'n profeet. Om vir hulle duidelik te maak, ek is daai ene en hier is die Messias. En toe kom Jesus en hy doen wonderwerke en hy praat met gesag. En hy tree so op dat selfs een van die Joodse raad die volgende moet erken. Johannes 3 vers 2. Ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Nikodemus aan Jesus in die nag. En steeds glo hulle nie. Steeds gaan hulle toelaat dat Jesus vir hulle kom sê wat hulle moet doen of hoe om te leef nie. En hierdie is skokkende ongeloof. Sulke ongeloof aanvaar nie Jesus se autoriteit wat hy het nie. En dit is vandag nog so, né? Jesus het daarna opgestaan. Daar's duidelike bewyse vir wie hy is en wat hy gedoen het, maar die wêreld glo hom nie. Die wêreld aanvaar nie sy autoriteit nie. Die wêreld gaan nie toelaat dat Jesus vir hulle kom sê hoe om te leef nie. Maar ons moet ook vra, is hierdie dalk waar van my en jou nie? Is Jesus jou redder en jou Here? Jou redder en jou kurios, jou meester, jou eienaar, en is jy slaaf, doelos van hom? Is hy die een wat absolute autoriteit oor jou lewe het? Kan hy maar vir jou sê hoe jy moet lewe, wat jy met jou geld moet doen, hoe jy jou kinders moet grootmaak, met wie jy mag trou en nie trou nie, hoe jy jou besigheid moet bestuur, en enigiets anderste? Is jy gehoorsaam aan Jesus se woorde? Is jy gehoorsaam aan die skrif? Hoe tree jy op wanneer 'n broeder in Christus kom en jou aanspreek oor iets in jou lewe? Aanvaar jy Jesus se woorde, sy autoriteit? Nee, Matteus 18 vers 20. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Christus is daar, hy is teenwoordig, sy autoriteit is daar. Wat is die konteks van daai? Net 'n paar verse voor dit, vers 17 en 18. Dis wanneer broeders kom en iemand anders se sonde kom aanspreek in die gemeente. So aanvaar jy Jesus se autoriteit of nie? Net jy geloof wat oorgaan in gehoorsaamheid, of het jy skokkende ongeloof? En kom ons kyk dan na vers 33 en ons sien hoe die Joodse leiers nou vir Jesus beantwoord het. Vers 31. En hulle het by hulself geredeneer en gesê, en jy weet, ek weet nie, is dit dat hulle so ewe skielik, okay, wag, ons eers by mekaar kom. Ja, ons sê gou hierdie is nie so eenvoudig hierdie nie. Okay? En dit by hulle self geredeneer en gesê, as ons sê uit die hemel, sal hy sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? Okay, dis die een kant wat Jesus gesê het, is dit uit die hemel of is dit uit mense uit? So as ons hierdie opsie vat, okay, wat is die implikasie? So hierdie afgevaardigers van die Sanhedrin besef nou, hulle is in die pekel. Hulle moet 'n besluit maak tussen 2 opsies en hulle wil nie een van daai twee hê nie. Hulle is ook nie een van daai twee nie. Opsie 1 is om te erken dat Johannes se doop is uit die hemel, dit kom van God af. Maar Johannes se boodskap en Johannes se doel was so duidelik dat Jesus is die Messias, hy is die seun van God. En hulle wil nie dit glo nie.
Dis as ons sê, ons het geglo Johannes se boodskap is van God af, dan gaan Jesus vir ons vra, maar hoekom glo julle nie wat hy van my gesê het nie? Hoekom vra julle vir my hierdie vraag? En dan moet ons dit erken, hy is die Messias, hy is die seun van God, en hy het die autoriteit om te doen net wat hy wil hiersom in die tempel, met die tempel, maar ons wil nie dit hê nie. Ons is heeltemal te lief vir ons magposisie, ons manier van hoe ons lewe, ons geld, wat ons maak uit die tempel uit, ons sal dit nooit erken nie. Ons sal nie sê, Johannes was reg nie. Johannes van God af? Nee, kan nie wees nie. Want het gaan my te veel kos. Het gaan ons te veel kos. En dan as ons nie sê, Johannes is nie van God af nie, dan hoef ons te glo, Jesus is die Messias nie, dan het hy nie autoriteit nie. Okay, dis die een kant. Maar, so hulle kan nie daai sê nie, wat is die ander opsie? Vers 32. Maar as ons sê, uit mense, dis wat hulle wil sê, dan was hulle vir die volk bang, want almal het gedink dat Johannes werklik 'n profeet was. So die enigste ander opsie is, hulle sê is van God af nie, is om te sê, Johannes se doop, en sy boodskap en alles is, uit mense uit. Net menslik hierdie is, nie van God af nie. Maar dan is die probleem, die skare waar daar staan, wat hulle vraag aan Jesus gehoor het, en Jesus se vraag aan hulle gehoor het. En hier's massas, hier's baie mense. En hierdie skare het geglo dat Johannes werklik 'n profeet was. En Johannes se optrede en sy boodskap en alles was so duidelik, dat dit is ooglopend vir hom per almal, dat hy was daai persoon. Hy is 'n ware profeet. So hulle het vrees vir mense, en dit het gemaak dat hulle ook nie kan sê, Johannes se doop is vals nie. Dit is net uit mense uit nie. Dis want hulle het hierdie vrees vir mense, en waarvoor het hulle gevrees? Hulle het twee goeders voor gevrees. Eerstens, hulle het moontlik letterlik gevrees vir hulle lewens. Kan die parallelle gedeelte in Lukas sê dit, en as ons sê uit mense, sal die hele volk ons stenig. So hulle is bang, hier gaan nou riot kom, en die volk gaan so kwaad wees, dat hulle actually hulle gaan stenig. Right? So dis die een kant, hulle vrees vir hulle lewens, maar tweedens, hulle vrees ook om hulle posisie en hulle aansien en hulle mag te verloor. Hulle het hulle lewens en hulle skynheiligheid het hulle geniet, maar as die volk nou teen hulle draai, dan verloor hulle daai aansien in die volk. As die volk in opstand kom in terme van net, dit is chaos in Jerusalem in hierdie tyd, dan gaan hulle heeltemal hulle werk verloor. Hulle is hierdie posisies gegee van Rome af. En deel van hulle werk was om seker te maak, dinge druk nie hand uit tydens die feeste nie. Dis hoekom hulle een plek sê, ons moet net nie Christus doodmaak tydens die fees nie. En ons eie posisies. Dis waarvoor hulle vrees. Ons sien hierso 'n tweede waarheid oor ongeloof. Ongeloof het vrees vir mense. Dit vrees vir mense. En die vraag is, het jy vrees vir mense? Ongeloof maak dat jy nie sal wil staan vir dit wat jy dink reg en waar is nie, want jy vrees mense. Jy sal eerder doen dit wat mense gelukkig hou, as om te doen dit wat jy glo reg is, en wat jy weet reg is. Die Joodse leiers moet kies tussen hierdie twee keuses, en elkeen sou beteken, hulle gaan hulle lewe, soos wat hulle nou gehad het, gaan hulle nie meer kan vashou aan nie, gaan hulle verloor. So hulle sê, Jesus is die Messias, wel, dan moet hy die iemand regeer, en ons gaan nou van ons posisies afklim. As aan die ander kant om sê, gaan die mense in opstand kom, en ons gaan in elk geval ons posisies verloor. So, wat kies hulle? Hulle kies om in ongeloof te bly, en in vrees vir mense te bly. Kyk na vers 33. En hulle antwoord en sê vir Jesus, ons weet nie, en hulle lieg. Okay? Flat out. Hulle is absoluut oortuig, dit is uit mense uit Johannes se doop. As hulle dit nie oortuig van was nie, dan sou hulle besef dat Jesus die Messias, en hulle sou hom aanbid het, en hulle sou hom gevolg het. Hulle is oortuig het is uit mense uit, maar omdat hulle bang is vir die mense, sê hulle ons weet nie. En dit is wat ongeloof doen. Ongeloof en vrees vir mense doen hierdie. Dit maak dat jy nie sal staan vir dit wat jy van oortuig is nie. Nou ons almal sukkel met ongeloof. En ons almal sukkel dis met, bedoel eintlik met vrees vir mense. Ons almal sukkel vir vrees vir mense, en dis wat ons almal 'n mate van ongeloof. Vrees vir mense
kom ook na ons toe as gevolg van ons wat vashou aan daai plekkie wat ons het. Okay? Met die posisie wat ons het, hierdie siening voor mense se oë, die plek by jou werk, wat ook al. Ons wil daaraan vashou. So basies is ons in daai oomblik wat ons vrees vir mense het, is ons besig om tydelike gemak, okay, aan vas te hou en ewige loon op te gee. Okay, ons verruil dit, die twee vir mekaar. As ons werklik glo wat ons glo, dan sal ons nie skaam wees oor die evangelie nie. As jy werklik glo mense gaan hel toe en die enigste manier hoe hulle gered kan wees is deur geloof in Jesus Christus, dan gaan ons mos die evangelie verkondig. As jy werklik glo dat die hemel kom en jy wil eerder daar beloon word as tydelik hier op aarde, dan gaan ons staan, jy sal staan vir wat reg is. Jy sal ander se belange voor jou eie sit. Jy gaan net aan jou nou wil vashou nie. Jy sal eerder leef vir God se eer as jou eie eer en aansien. Jy sal eerder jou werk verloor as om onbeëer te bring aan Jesus. En ons sukkel hiermee, né? Daar is so baie klein goedjies en groot dinge waar ons eerder leef in vrees vir mense, eerder leef vir tydelike genot as om te leef vir God en vir ewigheid. So kom ons bid dat God ons sal help, dat ons vrees vir mense sal doodmaak. En kom ons bid vandag daarvoor. As ons bymekaar kom na die tyd, na die tyd. Kom ons bid vandag dat God ons geloof sal versterk, dat ons daai laasweek het gesê dat ons geloof in God sal hê, dat ons werklik sal in afhanklikheid wees en sal bid en dan nie vrees vir mense sal hê nie. Dat ons sal staan vir wat waar is, selfs al is daar 'n koste. So mag ons nie soos die Joodse leiers wees en nie bereid wees om te sê dit wat ons glo en uitleef nie, so vol van vrees vir mense en ongeloof. Kyk nou weer na vers 33. En hulle antwoord en sê vir Jesus, ons weet nie. En Jesus antwoord en sê vir hulle, dan vertel ek julle ook nie deur watter gesag ek hierdie dinge doen nie. As hulle nie Johannes geglo het nie, as hulle nie God wil glo wat tydens Johannes toe hy vir Jesus gedoop het God uit die hemel uitgesê, hierdie is my geliefde seun, daai is deel van die doop van Johannes. As hulle dit nie wil glo nie, as hulle al die tekens wat Jesus al reeds gedoen het, nie wil glo nie, dan help dit nie hy vertel vir hulle van waar dit afkom nie. Hulle gaan dit ook nie glo nie, hulle gaan nie sy woorde glo nie. Daarom weier Jesus om verder te antwoord. Sy vraag aan hulle moes dit verduidelik gemaak het, watter autoriteit het en van waar dit kom. Maar omdat hulle nie eerlik wil kyk na Johannes se getuienis nie, gaan Jesus nie vir hulle nog bewyse gee nie. Daar is verdere bewyse wat gaan kom, né? Hy gaan sterf, hy gaan opstaan, hulle gaan getuies hê wat vir hulle kom sê dat dit gebeur het, en wat gaan hulle dit glo? Nee, hulle gaan daai mense omkoop om te lieg. Daarom antwoord Jesus hulle nou niks verder nie, as hulle nie eers vir die opstanding daai teken gaan reageer nie. Hierdie is skokkende ongeloof. So ongeloof aanvaar nie Jesus se autoriteit nie, tweedens ongeloof het vrees vir mense. En kyk nou na vers 31 tot 33. Die volgende stuk net. Ja, maar ons gaan net in die volgende stuk ingaan. Nou in hierdie oomblik, nee, jy dink hierdie Joodse leiers is sekerlik soos ons wens ons het nie hierdie vrae gevra nie en kan ons nou maar net gaan. Maar voor hulle kan weggaan, is dit asof Jesus hulle vasvang en sê wag 'n bietjie. Ek het 'n gelykenis om vir julle te vertel en vir al die mense hier te vertel. En Jesus vertel dan hierdie gelykenis en hierdie gelykenis is direk gemik teen die Joodse leiers. En ons gaan nou stukkie vir stukkie deur dit werk. So ek gaan nie die hele ding vooruit lees nie. So kyk na hoofstuk 12 vanaf vers 1. Hoofstuk 12 vers 1. Dus toe begin hy deur gelykenisse vir hulle te sê, 'n man het 'n wingerd geplant en 'n heining daarom gesit en 'n parskryp gegrawe en 'n wagtoring gebou en hy het dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. Nou baie van Jesus se gelykenisse, soos ons gesien het Markus 4 vers 11 en 12 ons leer, was juis vertel sodat nie almal verstaan nie. Daar's baie dinge wat mense nie begryp het nie, maar die aan wie dit gegee is, hulle het dit verstaan. Hierdie is nie een van daai's nie.
Hierdie gelykenis is so duidelik dat die Joodse leiers dit op die ou ene verstaan. Hulle verstaan dit is gemik teen hulle. So waarna verwys die verskillende rolspelers en elemente in hierdie gelykenis? Maar eerstens is dit baie duidelik dat die wingerd wat die man geplant het, verwys na Israel. Dis Israel. Israel word in die Ou Testament 'n klomp kere van gepraat as 'n wingerd in hulle verhouding ten opsigte van God. Dat God hierdie wingerd het en hulle is die wingerd. En sien dit in Psalm 80 vers 8 tot 18, Jesaja 27, Jeremia 2, Jeremia 12, Esegiel 19, maar die bekendste stuk is in Jesaja 5 vers 1 en 2. Laat my tog sing, Jesaja 5 vers 1, van my beminde, hy is op die bord. 'n Lied van my beminde oor sy wingerd. My beminde het 'n wingerd op die vrugbare heuwel. Hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal en dit geplant met edel wingerdstokke. Hy het 'n toring daar binne ingebou en ook 'n parskryp daarin uitgekap. sien julle is dieselfde dinge as in ons gelykenis? Okay? Dis 'n baie duidelike koneksie. En hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. In Jesaja 5 is dit baie duidelik dat die wingerd is Israel. En God het alles gedoen wat hy kan vir hulle, maar hulle bring nie vrug voort nie goeie vrug nie. So as die wingerd Israel is, wie is dan die man wat die wingerd geplant het? Die antwoord is eenvoudig, dis God die Vader. En ons kan sien net die moeite wat God gedoen het. Daar in Jesaja, ons sien dit ook hier in ons teks, in Markus 12 vers 1, kyk weer na vers 1. Toe begin hy, deur gelykenis vir hulle te sê, 'n man het 'n wingerd geplant, en 'n heining daarin gesit, en 'n parskryp gegrawe, en 'n wagtoring gebou. Hy doen alles wat nodig is vir hierdie wingerd om suksesvol te wees. En dis wat God gedoen het, Hy het Israel gaan vat daar uit Egipte uit. Hy het hulle in die beloofde land ingebring. Hy het vir hulle goeie wet gegee. Hy het vir die tabernakel, later in die tempel gegee. Alles wat hulle nodig het om hulle doel te bereik, om vrug te dra. Wat moes hulle wees? Hulle moes 'n heiligdom van priesters wees, 'n lig vir die nasies, om die nasies na God toe te bring. Heilig lewe verkondig oor wie die God is wat hulle dien. Dis die vrug wat hulle moes oplewer. So Israel is die wingerd en God is die eienaar. Wie is dan die landbouers? Aan wie word die land dan uitverhuur? Die huurders of die opsigters is die Joodse leiers. Okay, dis die Joodse leiers, so die konings, okay, en die ander leiers van Israel reg deur die tyd. Okay, oor al die vandat hulle begin het, al die jare. So dis die konings en die priesters so deur die jare. Wie is nou die huurders op daai oomblik wanneer Jesus hierdie sê? Hierdie Sanhedrin, hierdie manne wat hier staan, hulle is die leiers, right? En hierdie vals konings wat hulle het, die Herodese. Dis die leiers. Wat in die gelykenis gebeur hierso, 'n eienaar wat 'n stuk land het en hy verhuur dit uit en hy gaan weg. Dis baie bekend vir hulle. Die meerderheid van land op daai stadium in Israel was besit gewees deur lijkeienaars wat nie daar was nie en ander mense aangestel het om die land vir hulle te werk. En hoe dit gewerk het is, hier's die kontrak is. Jy bewerk die land, 'n stuk van die vrug van die land moet jy vir my as eienaar betaal, die res kan jy kry. Dis die huurgeld, dis die huurkontrak. Dis wat hier gebeur. Kyk na vers 2. Sien op die regte tyd. So op die tyd wat die eienaar vir hulle gesê het, ek gee julle 3 jaar of 4 jaar en dan kom ek. En dan soek ek hierdie stuk van die vrug. Daai regte tyd het hy 'n dienskneg, 'n doulos, 'n slaaf na die landbouers gestuur om van die landbouers uit die vrug van die wingerd te ontvang. So hy's net besig om te doen wat moes gebeur. Ek soek nou my huurgeld. Ek soek my stukkie van die vrug van die land. Nou moet ons vra, wie is die dienskneg hierso? En later sal ons sien ons baie diensknegte, die slawe, wat die eienaar gestuur het. Wel, hierdie is die profete. Dis die profete. God het profete gestuur na Israel se konings en Israel se leiers om hulle op te roep, terug te roep na gehoorsaamheid aan die verbond, om hulle te roep om 'n heilige priesterdom te wees, om hulle te roep om 'n lig tot die nasies te wees. Om hulle te kry basies om die vrug vir God te gee, die vrug te dra wat God vra. Kyk na vers 3. Maar hulle is hierdie huurders het hom, die slaaf, geneem en geslaan en hom met leë hande weggestuur. So in plaas dat die landbouers die vrug gee, mishandel hulle die slaaf van hierdie eienaar.
Net so het Israel se leiers baie keer nie geluister vir die profete nie, inteendeel, hulle het hulle baie keer mishandel, hulle het hulle selfs vervolg. Dink maar net aan Elia, dink aan Jeremia, gaan kyk na Hebreërs 11, daar's 'n hele lys van hulle. Maar God is lankmoedig, nê? Nee? God stuur nie net een profeet nie. Hy stuur nie net een slaaf nie. Hy hou aan, en hy hou aan, kyk na vers 4 en 5. En weer het hy ander diensknegt na hulle gestuur, en hom het hulle gestenig. En die idee is dat hulle het hom met klippe gegooi, nie doodgestenig ook nie, okay? Hulle het hom met klippe gegooi, hulle het hom gestenig, en aan die hoof gewond, en hom skandelik behandel, en teruggestuur, vers 5, en weer het hy ander een gestuur, en hom het hulle doodgemaak. Sien julle, word al hoe erger. Eerste ene net sleg behandel, volgende ene fisies skade aangedoen, laaste volgende ene doodgemaak. En luister nou wat sê dit nou, ook baie ander was gestuur gewees. Sommige het hulle geslaan en ander doodgemaak. Hierdie hantering van die slawe van die eienaar is niks minder as opstand teen die eienaar nie. En om te sê, ons, hierdie goed behoort aan ons dink nie jy het reg hierop nie. En hierdie is 'n opsomming van wat Israel se leiers met die profete gedoen het, so deur die jare. Hulle het nie geluister na die profete nie. Wanneer die profete gekom het om hulle sondes uit te wys en hulle terug te roep na die verbond toe, het hulle mishandel en sommige van hulle doodgemaak. En wie was die laaste ene? Johannes die Doper. Wat gedoen het? 'n leier in Israel, 'n koning van Israel, se sonde uitgewys het. Vir Herodes gesê, jy mag nie 'n vrou skei en jou broer se vrou neem nie. En wat het met hom gebeur? Hy is onthoof. Dis presies waarvan hierdie praat. Hierdie is skokkende ongeloof. En hierdie is wat ongeloof doen. Ongeloof verwerp die wat jou aanspreek. Wanneer God kom en hy stuur mense na jou toe, dan verwerp jy dit. En die vraag is, verwerp jy die wat jou kom aanspreek? Hoe tree jy op wanneer jou vrou of jou man jou sonde vir jou uitwys? Hoe tree jy op wanneer jou kinders met jou praat oor 'n geneigtheid wat hulle sien in jou? Kinders, hoe tree jy op wanneer jou mamma en jou pappa vir jou sonde uitwys? Jou dissiplineer, jou die regte rigting wys. Hoe tree jy op? Hoe tree jy op wanneer 'n broer of 'n suster in Christus met jou kom praat oor iets waaroor hulle besorgd is? Openlik, ek weet nie of dit al gebeur het nie, het niemand van ons openlik die ander gestenig nie, okay? So ook nie stenigings gebeur nie. Nog nie ander doodgemaak nie. Maar verag jy hulle in jou hart? Hanteer jy hulle skandelik? Praat jy sleg van hulle? Verdedig jy jouself en jou sondige gewoontes? Sny jy hulle af, vermy jy hulle, verwerp jy hulle op die ou einde? Of luister jy na hulle raad? Leer jy by hulle? Bid jy daaroor en sê, Here, help my. My vrou sê hierdie vir my, my kind sê hierdie vir my, hierdie broer sê hierdie vir my. Is dit waar vir my? Waar moet ek verander? Wat sien ek nie raak nie? Is dit die hart? So ons moenie soos die Joodse leiers wees nie, ons moet teregwysing lief hê. Spreuke 12 vers 1. Een wat die tug lief het kennis lief, maar wie die teregwysing haat, is dom. Ons moet soek na raad, na rigting, ons moet soek na teregwysing. Spreuke 15 vers 10 tot 12. 'n Strenge tugtiging is daar vir hom wat die pad verlaat. Hy wat die teregwysing haat, sal sterwe. Die doderyk en die plek van vertering lê oop voor die Here, hoeveel te meer die harte van die mensekinders. God sien jou hart. Hy weet wat aangaan. Wie gebruik hy om dit vir jou uit te wys? Ander mense. Dis die konteks van hierdie verse, sien julle dit? Vers 12. Die spotter hou nie daarvan dat 'n mens hom bestraf nie. Hy gaan nie na die wyse toe nie. So ons moenie in ongeloof optree nie. Ons moenie soos die Joodse leiers, die wat God na ons toe stuur, verag en verwerp nie. Maar die Joodse leiers se ongeloof gaan nog verder as dit. Dit gaan nie net tot by die profete doodmaak nie, dit gaan nog 'n stappie verder. Kyk nou na vers 6. Vers 6. Hy, dis die eienaar, het toe nog een seun gehad, dis wat die ou vertaling lees, sy geliefde. Nou die Grieks lees soos volg, nog een het hy gehad, sy geliefde seun. So hierdie is soos die laaste een, die laaste poging.
Net hierdie een en dit is sy geliefde ene. En hy gaan die een stuur. Hy gaan sy geliefde seun stuur. Sien julle God se liefde hierso? Sy omgee ook. En hom die laaste na hulle gestuur. En gesê, hulle sal my seun ontsien. Daai se ou woord beteken aansien voor hy, of die 2020 het dit om met respek behandel, respek hanteer. So, die eienaar het hierdie laaste een, sy geliefde seun, hy stuur dit, hy soos, sekerlik sal aan die seun luister. Maar kyk hoe reageer hulle, kyk hoe tree hulle op, vers 7. Maar daardie landbouers het by hulle self gesê, dit is die erfgenaam, kom laat ons hom doodmaak en die erfdeel sal ons wees. Daar was wetgewing daai tyd gewees dat as daar nie meer erfmense is nie, so die eienaar is dood en daar's nie meer familie om te erf nie, dan gaan die land oor aan die persoon wat dit laaste bewerk het. Persoon wat laaste op die land was. En dalk het hulle gedink, die eienaar is dood, hierso kom sy seun wil nou sy erfporsie hê. As ons hom uithaal, kan ons die land kry. Nou die geliefde seun hierso is natuurlik Jesus Christus. En hierdie is deel van wat die Joodse leiers op daai oomblik gedink het. Die Sanhedrin is besig om hierdie goeders reg op daai oomblik te dink. Hier kom die een, as hy die Messias is hy die erfgenaam van hierdie. Dit is sy volk, dit is sy mense, dit is sy tempel, dit is sy land. As ons hom doodmaak en ons kan hom uit die weg ruim, dan kan ons eienaars bly van, kan ons in besit bly van hierdie magsposisies wat ons het. En net dis hoe hulle gedink het. Kyk nou na vers 8. En hulle het hom geneem en doodgemaak en buitekant die wingerd uitgewerp. En Jesus is hier weer 'n keer besig om te profeteer oor sy dood. Maar hy is nie besig om spesifieke inligting vir ons te gee nie. Hierdie is nie vir ons presies hoe dit gaan gebeur nie. Die punt is, die Joodse leiers gaan in ongeloof en omdat hulle magsposisies wil hou, gaan hulle vir Jesus doodmaak. En dis presies wat dan gebeur, paar dae na hierdie. En ons sien hierso dus nog 'n waarheid oor ongeloof. Ongeloof verwerp vir Jesus op die ou ende. Dis hoe ver dit gaan. En die vraag is, verwerp jy vir Jesus? Ongeloof vertrou op die ou ende nie vir Jesus nie. Dit verwerp Jesus, dit draai sy rug op Jesus. Ongeloof sal vir Jesus op die ou ende eerder doodmaak as jy kan. Want ek soek nie sy autoriteit nie. Ek soek nie sy eienaarskap oor my nie. As om te volg, sy redder of 'n Here, wil hom eerder doodmaak. So wanneer jy die evangelie hoor, moenie jou rug daarop draai nie. Luister, kinders, luister, glo nou. Moenie wag nie. Hoe weet jy as jou hart nou sensitief is en jy hoor nou van Jesus en jy wil nou kom nou, glo nou. Hoe weet jy of jou hart môre gaan sensitief wees? Of jou hart môre gaan reg wees? Keer jou nou. Kom nou na Jesus toe, glo in hom. God het hom gestuur om ons te kom red. Hy het sy geliefde gestuur en hier is 'n gelykenis. God het 100% geweet, hulle gaan hom verwerp en hulle gaan hom doodmaak. En God het dit uit liefde vir ons gedoen nog steeds. So glo hom, volg hom. Maar wat gebeur? Wat gebeur as ons die seun verwerp? Kyk na vers 9. Wat sal die eienaar van die wingerd dan doen? Vra Jesus vir hulle. En die ander evangelies antwoord die skrifgeleerdes, hierdie Joodse leiers antwoord en sê dit wat Jesus ook nou sê. En Jesus beamoed dit wat hulle dan gesê het ook in die ander evangelies. Wat sal hy doen? Hy sal kom en die landbouers ombring en die wingerd aan ander gee. En ons sien hier die laaste waarheid oor ongeloof. Ongeloof word geoordeel. Ongeloof word geoordeel. So staan jy onder God se oordeel omdat jy in ongeloof is? God het die leiers van die Jode kom oordeel. In 70 AD het Rome gekom, hulle het Jerusalem platgevee, hulle het die tempel verwyder, stikkend gemaak en vir amper 2000 jaar was daar nie 'n Joodse volk nie en was daar geen Joodse leiers gewees nie. God het hulle kom oordeel. En die teks lees,
Hy sal kom en die landbouers ombring en die wingerd aan ander gee. Wie is die ander aan wie hy die wingerd gee? En hierdie kan soos 'n hele preek word, wat gaan nie. Okay. Sommige sê, hier is die kerk, waaraan dit gegee word. Maar ek is oortuig, het is beter om te sê, hier is die apostels, waaraan dit gegee was. Hulle is die wat die leiers geword het van God se mense. Dis nie 'n ander wingerd nie, dis dieselfde wingerd, dis net ander leiers oor daai wingerd. Maar dis nie die fokus nie, dis glad nie die fokus van Jesus se lering hierso nie. Weet wie nou die leiers bestuur nie. Die fokus is, wat gaan gebeur met die Joodse leiers wat nou daar voor Jesus staan en nie nou glo in hom nie. Hulle gaan geoordeel word, hulle gaan gestraf word, hulle gaan uit die weg geruim word. En jy wil nie deur God geoordeel word nie. Jy moet dus na Jesus toe kom en hom sien as die belangrikste een, as die seun van God, as die een wat die autoriteit het om vir jou te sê hoe jy moet lewe nie. En jy moet jouself onder hom plaas, as jou redder en Here. Kyk nou in vers 10 tot 12, en hier sien ons basies net soos prentjies, ongelowige, gelowige. Hoe lyk 'n ongelowige, hoe lyk 'n gelowige? Prentjies, vers 10. En, of Jesus sê vir hulle, het julle nie ook hierdie skrifwoord gelees nie? Ek bedoel, daai is soos 'n klap in hulle gesig. Hulle is die skrifgeleerdes, en hy sê vir hulle, hey, het julle nie gelees nie? Wat sê hy dan? Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Kyk, die bouers is die Joodse leiers. Hulle is die een wat die steen verwerp. Die steen is die seun van die vorige verhaal. Dit is Jesus Christus. En die Joodse leiers kom en hulle verwerp hom. Maar dit is nie die einde van Jesus nie, né? Dit gaan nie die einde van hom wees nie. Nee, die teks sê, die een wat hulle verwerp, hy gaan die hoeksteen word, of meer direk vertaal, hy gaan die hoofhoek word. Die hoofhoek. Die hoof een wat alles bepaal, die mooiste een dalk, as dit die capstone is waarvan het praat, die partykeer het hulle van die geboue, soos die pragtige steen heel bo gesit, kyk om alles af te rond en alles klaar te maak. So dit kan ook daarvan wees, of dit kan 'n fondasiesteen wees, 'n hoeksteen wees. Hy is die hoofhoek. Hulle het Jesus verwerp, om doodgemaak, maar God gaan hom uit die dode opwerk, en God gaan hom die hoofhoek maak, die belangrikste een maak. Hy gaan hom sit, en hy gaan hom verhewe bo elke naam wat daar is, né? Filippense 2. En dit is hoe ongelowiges. Ongelowiges verwerp hom. Kyk na vers 11. Hier sien ons hoe tree gelowiges op. Hoe gelowiges reageer op Jesus se dood en opstanding. Vers 11. Hy het van die Here gekom, of van die vertaling sê dit, hierdie dinge het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Dit is wonderbaar in ons, die wat gelowig is, se oë. Die wat glo, sien juis in hierdie dood, verwerping van Christus, maar hy wat dan verheerlik is, hulle sien in dit wat wonderbaar is, dit wat die beste nuus nog ooit is die kruisdood van Jesus en sy opstanding vir jou pragtig. Is dit jou alles? Is jy besig om jou lewe daarop te plaas? Is jy besig om jou ewige lewe daarop te laat rus? Ja, hy was verwerp, maar hy het opgestaan en hy is die hoofene. Hy is die hoeksteen en dit is wonderbaar in ons oë. Dit is hoe 'n ware gelowige dink oor Christus. Kyk hierdie kontras sien ons in 1 Korintiërs 1 vers 18 en 23 en 24. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir die wat gered word, is dit die krag van God. Vers 24, 23. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is 'n struikelblok vir die Jode, dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. En is hierdie waar van jou? Is die kruis vir jou die krag van God en God se wysheid? Is dit vir jou wonderbaar? Of het jy ongeloof? Vers 12. En hulle het probeer om hom in die hande te kry. Dis hulle hart, hierdie is wat hulle wil doen, maar was bang vir die skare.
Hulle sukkel nog steeds met daai ene. Want hy het begryp dat hy die gelykenis met die oog op hulle uitgespreek het. Hulle verstaan, Jesus praat van hulle. Daarop het hulle hom verlaat en weggegaan. Met die doel om te beplan om dit wat die gelykenis gesê het te gaan vervul. Hulle verstaan, dit is oor hulle en hulle hou aan in ongeloof en dan gaan maak hulle hom dood. Skok in ongeloof. En ek vra jou, maak seker jy het geloof. Jy het nie hierdie ongeloof nie. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons is dankbaar vir hierdie gedeelte. Here, daar is soveel stukke in die woord, as ons dit net lees, dan is ons baie keer soos, verstaan nie, wat gaan nie aan? Hoekom vra jy vraag? Hoekom oor Johannes die Doper? Here, maar as ons net stop en dink, kruisverwysings, kyk Here, dan sien ons hoe wonderlik die woord is, dit wat U ons als kan leer uit dit uit. Here, U het ons vandag geleer oor ongeloof, Here. En help ons dat ons nie ongeloof sal hê nie, Here. En Heer, U in die gedeelte ook deel van hoekom U kom oordeel en straf hierdie landbouers is, want hulle het nie vrug opgelewer nie. Israel het nie die vrug gegee nie. Hulle het nie heilig gelewe nie en hulle was nie 'n lig vir die nasies nie, Here. En help ons, dis as houtkruis, Here. Ons moet heilig lewe. Ons moet vir U lewe. En Here, ons moet 'n lig wees. Ons moet die evangelie gaan verkondig. Dis hoekom ons hier is. Help ons, Here, dat ons dus vrug sal lewer. Dat ons U sal verheerlik, dat ons vir U sal lewe, dat wanneer U kom en sê, maar hoekom is julle nie besig met die evangelie, dat ons nie U sal verag nie, Here, maar dat ons sal luister, en dat ons sal uitgaan, en dat ons sal gaan disippels maak, Here. Nou help ons hier, en mag ons vandag hieroor bid, mag ons bid, dat ons as gemeente meer uitreik, en meer die evangelie gaan verkondig, Here. Help my daarin. Gewe my vir vrees vir mense. Praat nie wanneer daar geleentheid is om die waarheid te sê nie, Here. Gewe ons hiervoor. Werk in ons, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.